Dis hy kind van God, prys die Here en baie welkom by die 17de episode van ons 1 minuut vir Jesus podcast. Dit is weer eens vir ons 'n groot voorreg om vanaand saam met jou te kuier. Vanaand is 'n spesiale episode. Ons gaan bietjie terugkyk na Jackal on the Beach, die plek waar dit alles begin het. En ons gesels vanaand met pastoor Marius, Amanda, Bram Niemann en ook Marina en hulle gaan vir ons vertel hoe hulle hierdie begin van alles ervaar het. Eers aan die woord ons pastoor Marius en Bram, baie welkom by ons vandag en ons sien uit om te hoor wat julle met ons deel. Wat 'n wonderlike dag is dit weer eens vandag Woensdagoggend en vanoggend het ons 'n fantastiese manneoggend gehad. Wat ons manne bymekaar gekom het en ons het sommer 'n lekker groot klomp manne wat Woensdae 6uur bymekaar kom en die Heilige Gees lei ons in diepte. Dis wonderlike tyd. Maar hier staan ons vandag voor Jackal on the Beach met hierdie podcast. Jackal on the Beach, jy kan maar gaan kyk op Google. Jy sal hom kry in Mosselbaai. En ons het 'n verhaal vandag om jou te vertel, om jou te bemoedig, te versterk op hierdie podcast tot eer van die Here. Maar kom ons bid net gou saam. Vader, ons dankie Here vir die woord en vir die waarheid weer eens. En dat U is versterk. Dankie Here dat U 'n plan het vir elkeen se lewe. En weer eens, Jackal on the Beach, Here, een van die getuienisse wat wys, God het altyd 'n plan vir ons. Al pas dit nie altyd by ons karakter nie, pas dit in by U plan. En dis U plan wat saak maak, nie ons karakter nie. In Jesus naam, amen, amen en amen. Nou, Bram staan hier by my, en terwyl ons hier voor Jackal on the Beach staan, as jy nou van Jackal on the Beach in daardie rigting kyk, dan gaan jy die hawe sien. En dis waar die Eysterman ook hou, en dis waar in hierdie deel see, is dit eintlik, dis een van die mooiste plekke. Maar ons gaan nou vir jou meer van die see ook vertel. Maar agter ons, hier sien jy vir Jackal on the Beach, wat 'n pragtige plek is. En hier waar ek en Bram nou by mekaar staan, het ons 'n groot getuienis vir jou. Toe die Here ons gestuur het na hierdie area toe, het ons nog nie geweet wat God se plan vir ons is nie. Maar ons het baie vinnig agtergekom. Op 'n dag het Bram en Marina by hierdie Jackal on the Beach hier gestap, hier geloop. En hulle het net die Heilige Gees hulle gelei. As jy vandag vir hulle vra om dit te doen, sal dit nie doen nie. Hulle kan nie dink hulle het dit gedoen nie. Het Bram en Marina, die eienaar van Jackal on the Beach, wat 'n restaurant, eintlik 'n pub is, gevra, kan ons nie daar dienste hou nie. Nou my karakter is nie om in 'n pub 'n dienste hou nie, glo my. Maar is dit nie waar Jesus dalk ook die verlore siele sou gaan bereik het nie? So hy stuur ons in 'n pub in, September maand, nee Bram, het ons eerste dienste daar begin hou. En die Here, dit was ongelooflik. Die Here het groot werkie gedoen. Ons het, soos Bram sê, ons het met 12 mense begin, maar later, die laaste diens, is die plek vol. En toe die Here 'n nuwe gebou vir ons gegee, en van die nuwe gebou af, gaan ons alweer na 'n groot gebou toe, in ewige lig. Prys die Here. So geseëne van die Here gebruik 'n mens nie altyd in jou karakter nie, maar hy gebruik jou in jou bereidwilligheid en gehoorsaamheid. Wees net gehoorsaam, en weet, God sal die groot werk doen. Ons wil graag met jou deel die verhaal en wat gebeur het in Jackal on the Beach, sodat jy kan moed vat. Bram, as jy so vinnig praat van Jackal on the Beach, wat sou jy sê? Ek sal net sê, dit is 'n plek wat vir ons gegee is, en soos pastoor sê, as ek vandag weer moet dink om 'n diens hier te hou, sal ek nie. Ons het diens gehou tussen drankborrels, drankglase, en dit is net so wonderlik, want gedurende die diens is daai goed net weggesteek, en niemand kon dit sien nie, en niemand kan dit kry nie. Die Heilige Gees het net, ek wil amper vir jou sê, almal se oë toegemaak, niemand sien dit nie, maar die mense wat gekom het daarom nie gedrink nie, nee. Nee, die Heilige Gees het almal se oë toegemaak, en dit is wonderlik, na die 8ste diens was ons vol, ons kon dit nie meer handle nie, en dit is net 'n plek waar ons ook doop. Ons het dit nog nie gesê nie. Ek self is hier so in die eerste of die tweede ding gedoop. So Jackal on the Beach, dink ek vir ons en ons kerk en ook vir die doop is dit 'n wonderlike plek, en ek dink ons is so geseënd gewees, alhoewel dit 'n pub was, dat dit vir ons gegee is en geopenbaar was om ons wortels hierso te kom plant. Prys die Here. Die Here bring ons, geestelik wys die Here vir ons na die poort toe van Mosselbaai. En dis hier by Jackal on the Beach waar die hawe is.
en ons het die poort begin skoon bid, en dit is waar Abraham en Marina, en dan talle mense daarna, ek dink ons trek al hier by die 140 mense in totaal in die laaste 9 maande, wat hier gedoop is. 2, 2, 3, 3, 6, 5, 4, mense het van ver af gekom, selfs van Nederland af, mense het as ons mooi daar dink, Bram, het hulle selfs daar van Swaziland se wêreld afgekom. Daar's mense wat van oral afgekom het wat hier gedoop is. Want dis ons Vader God se doopbad, het ons altyd gesê. Daar's kere, ek dink in Hartswater, mense uit Hartswater uit wat gekom het. Wow. En dan dink ek weer eens net, baie keer as ons so klaar gedoop het, dan slaan 'n brander ons ook onderstebo. En elke keer met 'n doop, ons doop op Dinsdagoggende. Daai tyd het ons op Sondag na die diens sommer hier gedoop, maar nou op Dinsdagoggende, dan slaan 'n brander ons ook sommer plat en die Here doop ons ook weer. Maar is net goddelik. Is net daai, ek kan nie dit vir jou beskryf nie. Abraham kyk so deur die mense wat gedoop is in hierdie tyd, dan sê hy, daar's 'n verskil. Jy sien die verskil duidelik in elkeen. Dis asof elkeen 'n glans aan hom dra. Prys die Here. So 'n goue glans. Ja, ek sien Sondag kyk na die mense wat ek weet wat hier gedoop is, en dit is soos 'n goue glans wat daai mense dra oor hulle, en jy kan sien hulle is anderste. Prys die Here, en dit is gehoorsaamheid, die Heilige Gees vulling. So ons is baie vol joy. Ons wil nou gou instap. Dan wil ons Jackal in the Beach aan die binnekant gou met jou deel. Bram, kom ons draai so om, dan stap ons hier op. En ons eer die Here daarvoor. En ons dank God vir die voorreg dat ons Jackal in the Beach nou aan jou ook kan bekendstel. Wat so wonderlik was in die tyd, ons is nou hier binne in Jackal in the Beach, is dat hulle harte was altyd so mooi vir ons, Bram, as ek daaraan dink. Toe ons moet kerk begin, onthou ons moet kerk plant, met ander woorde, is die opdrag van die Here. En die Here sê, hy sal elke keer die gebou gee. Jackal in the Beach, hulle spasie, hulle plek vir ons aangebied. Die wêreld het hy vir ons aangebied. Hy het vir ons gesê, man, hier's plek, kom. Met ander woorde, kind van God, dit was vir my so mooi gewees om te sien, dat 'n pub, 'n plek waar jy kom eet, en waar mense kom ontspan en ander drink, bied vir ons 'n plek aan en sê, kom asseblief, kom hou dienste hier, kom doen dit tot eer van die Here. En hulle het ons nie 'n sent gevra nie, Bram. Dit was vir my so wonderlik. Inteendeel, ons kon bond, hoe meer en meer ons mense raak, en glo my, ons het baie geraak later, kon ons bond, en Jackal in the Beach was so goed vir ons om na die tyd vir ons ontbyte te gee van R70, weggee. Vol ontbyt, en ons het hier gesit, en ons het dit ontsaglik geniet. Mense, dit is wat ek weer eens sê, die werk van die Here is groot, en hoe God die gety draai, is wat saak gemaak het, wat God hier gedoen het. Hier waar ons nou staan, was ons eerste diens, hier het ons stoele uitgepak tot onder, en die Here was vir ons goed, ons het min begin, en ons het groot gegroei, later meer in die binnekant. Kom ek en Bram stapjes in, en wys vir die binnekant, tot eer van die Here. Hier vanaf het ons ingekom, en ons kon lekker stoele hier pak, ons het dienste net hier gehou, en dit was so fantasties gewees. En nou kan jy self sien, hier reg voor die toonbank kon ek staan en bedien, en die woord van die Here kon uitgaan, te danke aan mense in Jackal in the Beach, wie se harte mooi was. Jy het besef hulle nie, deur dit wat hulle vir ons gedoene gegee het, kon ons 'n kerk plant, wat vandag 'n kerk is, en dit is die oorsprong, eers van Kerk Sonder Mure, 1 minuut met Jesus, en dan kom ewige lig. Die Here God sê vir ons, hy sal 'n gebou gee, en ewige lig kom, en ek dank die Here God vir ewige lig, Pastoor Martin, wat gehoorsaam was, hy vlieg hier na toe, en ons rig groot geboue op vir die Here, vir 'n kerk. Waar het die kerk begin? By Jackal in the Beach, in 'n pub, in 'n eetplek. En die Here God is goed vir ons, en ons kon van daar af net van krag tot krag gaan. Mense, daar waar jy is, enige plek in die wêreld, kan jy die evangelie verkondig en uitlewe. Ons het nie altyd, kind van God, luukse geboue nodig nie. Ons het nie altyd net 'n kerkgebou nodig nie. 'n Plek soos 'n Jackal on the Beach in jou area, daar waar jy is, kan 'n groot verskil maak. Ek het al gesien dat die wêreld maak hulle hande oop vir die huis van die Here, vir die saak van die Here, vir die evangelie. Maar ek het ook al baie gesien, dat hulle wat eintlik dit moes doen, doen dit nie. So, die regverdigheid kom voor die lewende ware God. In sy geregtigheid, wil ek vir jou vandag sê, was dit nie vir Jackal in the Beach nie.
sou ons die evangelie nie hier kon uitdra nie. So die Here God was vir ons bitter baie goed. Die Here het vir ons deure oopgemaak, geleenthede gegee. Ons moes dit aangryp. Bram, kan jy onthou, ons het in die oggende vroeg gekom, hulle het baie vroeër vir ons oopgesluit, dan dra ons die klankie in, dan dra ons, die stoele is reg gepak. Tafels skyn uit, hier was vol tafels, die stoele is dan gepak gewees, en dan het ons alles opgestel hierso, en dan na die kerk, dan moes alles weer opgedra word, by daai klomp trappe op, tafels weer reggesit word, geskuif geword, maar dit is ook alles te dank aan daai man wat ons gehelp het, wat daar so sit daar, en ek eer die Here vir hom, en ek eer die Here vir pastoor, en dat pastoor ook daai tyd nie net vir my gesê het, Bram, maar ek dink jy's nie lekker nie, en dat ons dit kon aangryp, en dat ons sit waar ons is vandag. Prys die Here, die evangelie het uitgegaan, hiervanaf is livestreams gedoen, maar ook van hier af is baie mense bereik, gedoop, mense het ver gekom, so vers van Langebaan af, daar is mense wat uit ander areas gekom het, mense uit Gauteng uit, en ek dank die lewende ware God, die evangelie kon uitgaan, en het kragtig uitgegaan. Ek en Bram gaan nou oorskakel, terug na Sunay toe in die ateljee, en dan gaan, aan hierdie kant, gaan Amanda en Marina kom, en hulle deel getuienis kom gee, en ek eer die Here daarvoor. Weereens, ons dank God vir hierdie plek, ons dank die Here dat hy ons hier kon gebruik, en ek dink as jy Jesus sou soek in hierdie tyd, sou jy in 'n plek gekry het soos Jekyll on the Beach, en op plekke waar die evangeliste nie uitkom, waar mense nie uitkom nie, en dis waar die harte oopgegaan het, en waar die verskil gekom het, en dis waarvoor ons God net dank. Seën vrede vir jou, en weer eens, stuur die podcast aan, stuur hom na almal toe, maar mag jy geseën wees, en weer eens, dalk is jou voorkamer die Jekyll on the Beach waar jy is, waar jy die evangelie kan uitdra, waar jy 'n verskil kan maak, dalk is dit by jou werksplek, maar maak 'n verskil, moenie voete sleep nie, moenie niks doen nie, doen net iets, doen iets vir die evangelie, doen iets vir die Here, gee jou beste vir die Here. Jy weet, ek dink weer eens, Bram, ek en William Paul praat daaroor, ons kry so baie keer dat mense die beste het, maar die krummels gaan baie keer vir die evangelie. Gee jou beste vir die evangelie, gee jou beste vir Jesus, want onthou as jy bid, verwag jy die beste van hom af, en baie keer is jou Jekyll on the Beach die beste waarin God jou vertrou. Seën, vrede en guns. Prys die Here, wat hy nie alles met 'n bietjie bereidwilligheid en gehoorsaamheid kan doen nie. Ek dink sommer net in die skrif wat sê, gehoorsaamheid is vir hom verkiesliker as offers. Bram en Marius, baie dankie dat julle met ons hierdie getuienis gedeel het, en ek is opgewonde om te dink, van tussen die drankbottels af, na groter gebou toe, en nou op pad na nog 'n groter een toe. Die Here is so getrou, en hy kan enigiets doen. Volgende in die woord, verwelkom ons vir Marina en vir Amanda, baie welkom by ons vandag, en ons sien uit om te hoor wat julle ervaring was, en wat julle vandag met ons gaan deel. Goeiemôre, wat 'n groot voorreg om hier by die begin waar alles begin het, deel te kan wees aan hierdie groot gebeurtenis wat hier in Mosselbaai begin het, wat ons begin het met eintlik 4 mensies wat uit liefde uit hier begin het, en dat dit so groot gegroei het, dat ons van een gebou na die volgende gebou, en dat daar soveel siele bereik is, mense wat terugkom, mense wat praat, en sê, ons Jekyll on the Beach daar was net die beste gewees. Ons sal altyd terug verlang na die begin en terugkyk, en weet, dis waar ons begin het, waar Jesus sy voetspore vir ons heen gelei het, om hier te begin. Goeiemôre, wat 'n wonderlike voorreg is dit nou nie vir ons, om hier by Jekyll on the Beach te staan, hier waar alles begin het, reg in die begin, op die markplein, waar ons Jesus kon verkondig. En dit maak nie saak waar jy is nie, Jesus Christus kan enige plek verkondig word. En ons het die wonderlikste dienste hier gehou, want jy kon kom net soos wat jy is. En dit was so 'n wonderlike atmosfeer geweest, niks was formeel nie, alles was so informeel, en die gemeente kon regtig mekaar leer ken, en na die tyd kon ons regtig sommer net saam eet en saam verkeer, net soos wat Jesus en die disippels daardie tyd saam verkeer het, en saam geëet het, en saam geleer het.
En om in die markplein te bedien is heeltemal anders as om in 'n gemeente te bedien. En daarom kan ons sê, Here, U is oral. U is nie beperk tot 'n gebou nie, maar U is oral. U is oral teenwoordig, U is alomteenwoordig. En ons loof en prys die Here. Terug na Shanay in die ateljee daar in Mosselbaai. Marina en Amanda, baie dankie vir die tyd wat julle twee uitgesit het om vandag saam met ons te kuier. En wow, op die markpleine, so informeel. Ek kan dink dit het omtrent tradisie geskit. Maar prys die Here, dit is goed. Dit is hoogtyd dat ons uit ons gemak uitkom. Van die begin af, die drankbottels is in 'n restaurant, dis so op die strand. Ek kan dink mense daag op soos vakansiegangers en dit is glad nie ons het ken in verwant van kerk nie. En dit is so, mense wil die heeltyd bediening en om woord te deel koppel aan 'n gemeente en aan 'n gebou en hier kom die Here en hy kom doen eintlik wat totaal en al buite die norm is. Maar ja, hoe groot is ons God nie? Baie dankie dat julle dit met ons gedeel het en dit is regtig sommer net stigtend om weer herinner te word dat die Here waarlik enigiets kan doen tot eer en verheerliking van sy naam en vir sy koninkryk en ons moet net bereidwillig en gehoorsaam wees. Kind van God, baie dankie dat jy saam met ons gekuier het en weer eens herinner ek jou net aan ons webtuiste www.1minmetjesus.co.za. Daarop sal jy ons app kry en jy sal ook die skakel kry vir al die verskeie groepe waarop die 1 minuut met Jesus boodskappe en ook die vraai die woord en ook die handelinge reeks uitgaan. Gaan gerus daarin, daar is ook 'n digitale dagboek waarop jy 'n afspraak kan boek. So al jou inligting sal jy net daar kry. 'n Geseënde aand vir jou, kind van God.